Kom ons word stil voor die Here. Stuur U lig en U waarheid, o Here, en laat die ons lei. Laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Liefdes, genade vir julle en vrede, van hom wat is en was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 97 tot sy lof. Psalm 97, God heers as hoogste Heer en die aarde moet hom eer. En juig saam met die strande van afgeleë lande. Psalm 97 verse 1 en 4. 1 en 4 die Psalm 97 en daarna bely ons geloof saam. Die belydenis van ons voorvaders en die belydenis van ons ook vandag word saamgevat in die 12 artikels van die algemene Christelike geloof. En dit begin so: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy wet aan sy volk gegee in Eksodus 19 en 20. Daardie wet is hulle riglyn vir hulle lewe, maar ook die wet wat hulle na Christus toe dryf. Ons luister nou daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het.
En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord om die Here se wet deur Psalm 25 saam te sing, en dit is 'n Psalm waarin ons om verootmoediging vra. Ons verootmoedig ons voor die Here. Dink aan my en mededoe, as ek bidend voor u pleit, milde hande en vriendelike oë is by u van ewigheid. En dink nie meer aan die sondes van 'n ydelle jonkheidslewe, wil tog om u goedheid deur al my sondes my vergewe. Kom ons bid saam.
Onse genadige God, ons dink aan die sondes van ons ydelle jonkheidslewe, die dae dat ons gedink het dat ons bene sterk genoeg is om onsself deur die lewe te dra, die dae dat ons gedink het dat ons vernuftig genoeg is om die leegheid in ons lewe self vol te maak. Die dae wat ons gedink het dat ons geregtigheid voldoende is om voor U te bestaan. Ons bid dat U ons dit sal vergewe. En ons bely vandag ons afhanklikheid van U. Ons bely ons afhanklikheid van die genade wat daar is in die Here Jesus Christus en Hom alleen. En daar waar ons op ons eie krag staat gemaak het, daar waar ons eie hoogmoed oor ons die oorhand gekry het, bid ons dat U ons sal vergewe in Sy naam. Ons bid dat U ons sal lei op die regte baan, in ootmoed en in afhanklikheid. En wanneer ons so kyk na die skepping daar buite en hoe dit alles versmag in die droogte, bid ons Hemelse Vader, dat dit vir ons oë sal laat oopgaan. Daardie oë wat so geblink het van al die verlokkinge en al die aantreklikhede van hierdie wêreld en dit wat die lewe ons bied en wat verdof het wanneer dit by die dinge kom wat ewigheidswaarde het. Ons bid dat ons oë sal oopgaan deur die beproewing wat U oor ons gebring het en nog steeds bring. En ons bid dat ons ook dankbaar sal wees vir die geestelike seën wat ons ontvang, ook hier vandag. Dat ons die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, dat ons dit sal raak sien en dat ons dit sal aangryp en dat ons dit ons eie sal maak. En mag die gepredikte woord vandag geseën word, ten spyte van die onbekwaamheid van U diensknegte, ten spyte daarvan dat nie een van hulle waardig is uit hulle self om hierdie woord te bring nie, dat hulle geen bekwaamheid in hulle self het nie. En so vra ons dan, dat U nou alles sal wegneem wat skeiding maak tussen ons en U, en dat dit slegs die Heilige Gees is, wat deur die woord van ons Verlosser sal predik, in Sy heilige naam. Amen. Twee skrifgedeeltes, die een uit die Evangelie volgens Lukas, die heel eerste hoofstuk, ons lees daar van die aankondiging van die geboorte van Johannes die Doper. En dit is in hoofstuk 1 vers 5 van die Lukas Evangelie, en dan sal ons ook enkele verses uit hoofstuk 8 van die boek Openbaring lees. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel, en hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op vergevorderde leeftyd. En terwyl hy besig was om in die priesterampt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval.
Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. En nou lees ons uit die boek Openbaring, uit Openbaring 8, die 8ste, Openbaring 8, die 1ste vers. Daar is 'n beskrywing van wat gebeur wanneer die 7 seels oopgemaak word. En toe hy, dit is Jesus Christus, die 7de seël oopgemaak het, kom daar 'n stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basuine is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Kom ons sing nou weer saam en antwoord daarop, en hierdie keer Psalm 145, 'n koningspsalm, Psalm 145, ons sing die 10de en die 11de verse. Die Here is reg in al sy weg en werk, sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Verse 10 en 11 van Psalm 145. Lukas 1 vers 13. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jou gebed is verhoor. Wie van ons sal dit nie graag wil hoor nie? Want 'n mens wonder partykeer, hoor God werklik? Ek bid nou al so lank en daar gebeur niks. Dis vandaar dat mense sê, ek bid teen die plafon vas. My gebed is soos 'n ekho in 'n grot. Dit weer klink maar net tussen die eindelose mure. My gebed is soos 'n muntstuk. 'n Muntstuk wat in 'n wenspit gegooi word. Vir 'n oomblik blink daardie muntstuk terwyl 'n tolle draai in die lug voordat dit daar vir altyd in die donker dieptes verdwyn. Ons bid, Hemelse Vader, hierdie pyn is meer as wat ek kan verduur. Hierdie droogte raak nou regtig baie erg. O Here, my seun is op die verkeerde pad. Of red tog hierdie huwelik.
Genadige God, laat U Gees in my onbekeerde broer se hart werk. Party gee naderhand op. Hulle wil dit nie erken nie. Niemand sou dit sê nie, maar hulle het lankal al opgegee. Hulle dalk nog die gewoonte behou, net soos hulle kerkgang dalk 'n gewoonte geword het, so het hulle gebedslewe dalk 'n gewoonte geword. Daar is nie meer die diepe versigtiging nie. Die diepe versigtiging van die hart ontbreek. Soms word die gebed heeltemal opgegee. Soms word die kerkgang ook opgegee. Sagaria en Elisabeth het nie ophou bid nie. Sy was onvrugbaar, op 'n ver gevorderde leeftyd was sy alreeds, en Sagaria het nie opgehou kerk toe gaan nie. Sagaria het nog steeds vol in sy ampt gestaan, tot op die dag dat hy die engel in die tempel van die Here gesien het. Moenie vrees nie, Sagaria. Jou gebed is verhoor, want jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar. Jy moet hom Johannes noem. Hierdie ou man hoor merkwaardige woorde. Hy hoor dit op sy knieë, hy hoor dit in die ampt, hy hoor dit in die tempel van die Here. Dis merkwaardig dat Lukas na die tempel as die tempel van die Here verwys. Merkwaardig, want in sy tyd het dit as die tempel van Herodes bekend gestaan. Die tempel in Jerusalem, dit was een van Herodes se groot bouwerke. Want Herodes het net so maklik vir die Here 'n tempel gebou as wat hy 'n tempel vir keiser Augustus in Caesarea gebou het. Herodes het net so maklik 'n tempel vir die Here gebou as wat hy 'n stadion vir sy bloedige spele gebou het. Herodes het net so maklik 'n tempel vir die Here gebou as wat hy later die babas in Jerusalem aan die swaard sou offer. Herodes het op die troon gesit in Judea. Herodes die Grote is hy genoem. Hy was nie 'n seun van Dawid nie, hy was 'n Edomiet. Hy was 'n seun van Esau. En almal het geweet, dis Herodes se tempel. Herodes se tempel en Herodes se hoëpriester ook. Ja, Herodes het ook die kerkregeerders aangestel. Die kerkregeerders was in Herodes se sak. Almal het dieselfde politieke dientjie gesing. Die kerk was onderdanig aan die staat en daar was korrupsie en verval in die kerk en in die staat. Wie kan nog bid onder sulke omstandighede? Waarvoor nog hoegenaamd na die tempel toe gaan? Hoe kan daar nog vir die volke verlosser kom? Kyk wie sit op die troon van Dawid. En hoe lank bid ons nou al? Dis nou al meer as 400 jaar. 400 jaar dat Maleagi gesê het, daar sal weer 'n Elia kom. Kyk, ek stuur my boodskapper, het die Here beloof, my boodskapper wat die weg voor my sal baan. Kyk, hy kom. Dis Maleagi 3 vers 1. Maar daar's niks. Meer as 400 jaar. En daar's niks. 400 jaar bid ons al. Sagaria en Elisabeth bid ook. Hulle bid ook vir 'n kind. Gee vir ons 'n kind, o Here. Elisabeth bid, neem my smaadheid tog weg, gee vir my 'n kind. Die volk bid, gee vir ons 'n Elia, gee vir ons 'n padmaker, want dis wat Elia was, hy was die padmaker vir die Here van die leerskare. Gee vir ons 'n padmaker, sodat die kind gebore kan word, hy wat die slang se kop sal vermorsel, hy wat Immanuel, God met ons sal wees, hy wat op die troon van sy vader Dawid sal sit. Gee vir ons 'n Elia, dat die kind kan kom. Almal bid te vergeefs. Die tuisgebed van 'n vrou om 'n kind, die tempelgebed van 'n volk om verlossing, te vergeefs. Elisabeth is oud en onvrugbaar en Herodes
sit op Dawid se troon. Sagaria en Elisabeth hou aanbid. Sy bid na die Here wat die dooie moederskoot van Abraham se vrou oopgesluit het. Sy bid na die Here wat deur Jesaja gesê het, die onvrugbare sal vrolik sing. Sagaria doen sy priesterwerk by die kerk en ook hy bid. En hulle was albei regverdig voor die Here. En hulle het in al die gebooie van die Here en in die regte weë van die Here onberispelik gewandel. En daarom sien ons vir Sagaria by die tempel, die Here se tempel. Vir hom was dit nie Herodes se tempel nie. Hy was besig om die priesterampt voor God te bedien. Regverdig voor God, in die priesterampt voor God. Voor God en nie voor die mense nie. En op sy beurt het hy dit gedoen soos hy maar altyd gedoen het. En dis asof ons die woorde van die Here weer eens hoor, die woorde wat hy honderde jare tevore aan sy profeet Sefanja geopenbaar het. Ek sal tussen jou in laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk, 'n volk wat by die naam van die Here skuiling soek. Alles het sy gewone gang gegaan, tot op die dag dat die ou man weer eens sy priesterdiens gedoen het. Daardie dag gebeur iets ongewoon, iets heel besonders. Die lot het bepaal dat Sagaria die reukwerk sou brand. Die God voor wie Sagaria in die priesterampt bedien het, die God het die lot op hom laat val. Dis 'n besonderse eer en voorreg. Geen priester sou dit meer as een keer in sy lewe doen nie. Buite Bybelse bronne vertel ons dat daar meer as 18.000 priesters in die tyd was wat dit kon doen. Om alleen in die heilige deel van die tempel te wees, om die reukwerk op die kole van die brandofferaltaar te gooi, om die tempel te sien vul met die wierook, sodat die gebede saam met die wierook God sou bereik, en op jou knieë te staan en namens jou hele volk te bid, op jou knieë as priester namens die hele volk, en die hele menigte wat buite wag in stilte, almal self besig om te bid. Wat 'n voorreg. Net hiervoor kon Sagaria eendag as 'n gelukkige man sterf. Wat bid Sagaria onder sulke omstandighede? Bid Sagaria, Here gee vir my en my vrou 'n kindjie? Of bid hy, Here skenk aan ons volk 'n verlosser? Bid Sagaria die persoonlike gebed of bid hy die amptelike gebed? Bid Sagaria die kinderlose ouer of bid Sagaria as priester van sy volk? Of dalk was Sagaria so oorweldig deur die oomblik, so oorweldig dat hy slegs maar 'n paar woordjies kon prewel. Miskien het sy lippe soos die lippe van Hanna, die moeder van Samuel, gebewe sonder woorde. Miskien het die Heilige Gees hom op daardie oomblik bygestaan. Hy het dalk nie geweet wat hy moes bid nie, maar die Gees self het vir hom ingetree met onuitspreeklike sigtinge, soos hy dikwels vir ons intree. Saam met die wierook, ja geheilig deur die wierook, het Sagaria se gebed God bereik. En God stuur vir hom 'n antwoord. Jou gebed is verhoor. Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, sê die engel, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Blydskap vir jou, vir Sagaria en vir Elisabeth, maar ook vir baie ander. Ook vir die menigte wat daar buite wag, is daar blydskap. Jy sien, broeders en susters, op sy tyd verhoor die Here. Die Here verhoor die persoonlike
en die amptelike gebed. Die Here onderskei nie tussen die gebed van die woonhuis en die gebed van die kerkhuis nie. Die gelowige se gebed en die gemeente se gebed word saam deur God verhoor. Sagaria en Elisabeth se verlange na 'n kind was nie los te sien van die volk se verlange na 'n Messias nie. Want hoe kon die slang se kop vermorsel word as daar nie vroue saad was nie? Hier in God se huis, hier by die reukofferaltaar, wie kon Sagaria verkwalik as hy nog net eenmaal smeek vir 'n godswonder? Smeek dat dit met hom sou gebeur wat met Abraham gebeur het. Abraham, die vader van alle gelowiges. En daar buite is nog 'n menigte van die volk en hulle wag. Maar wat moet die skape doen as die herders uitsterf? Hoe moet die groot herder gebore word as die Elisabette onvrugbaar is? Jou gebed is verhoor, Sagaria. En daar staan die nederige bidder in die kollig, en hy staan daar in die kollig soos 'n oorwinnaar. Sagaria staan daar soos Jakob, soos Israel wat met God geworstel het en oorwin het. Die engel kroon hom as hy sê, jou gebed is verhoor. En dis heeltemal 'n ander kroon as die kroon wat Herodes graag gedra het. Nie 'n menslike kroon nie, dis die goddelike kroon van gebedsverhoring. Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, sê die engel. Hy sê nie, jy sal 'n seun ontvang nie. Nee, die klem lê op die vrou wat geboorte sal skenk. Die dooie moederskoot sal lewe skenk. Sagaria kry 'n skat wat alle skatte oortref, van haar wat niks het nie. En Elisabeth gee wat sy self eers moet ontvang. En dit kan net deur 'n wonderwerk gebeur. 'n Wonderwerk nie minder wonderlik as die skepping van hemel en aarde nie. Alleen die Almagtige kan dit doen. Net God kan iets uit niks voortbring nie. Ja, daar staan Sagaria langs die wierookaltaar. Sy gebed het in 'n wolk van soet geur God bereik. Sy gebed was geheilig deur die kole van die brandoffer. Sy gebed kom uit die hart van die tempel van die verbond, die gebed uit die hart van 'n verbondskind. Die eenvoudige gebed van 'n kinderlose priester, getrou in sy amp. Getrou bygestaan deur sy onvrugbare vrou. En as ons die volgende hoofstukke in Lukas lees, dan sien ons dat daardie gebed begin 'n reeks gebeure wat die wêreldgeskiedenis onherroepelik sou verander. Geliefdes, God hoor die gebede van sy verbondskinders. En hy ruim tyd daarvoor in. In sy raadsplan vir hierdie wêreld maak hy tyd vir die gebede van die heiliges. En so het ons in Openbaring 8 gelees. Daar het 'n stilte in die hemel gekom. Omtrent 'n halfuur lank. En 'n engel het gekom en daardie goue wierookbak saam met hom by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om met die gebede van die heiliges voor die troon van God te lê. En daardie rook van die reukwerk met die gebede van die heiliges het opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. En toe kom daar donderslae en weerligte en aardbewing. En geliefdes, as jy dit so lees, dan sien u keer op keer dis die gebede van God se kinders wat God se raadsplan op aarde telkens in werking stel. Bid daarom sonder ophou. Bid in die amp van ouderling, bid in die amp van diaken, bid in die amp van gelowige. Binne God se verbond is ons persoonlike gebede amptelike gebede.
Binne God se verbond is ons amptelike gebede ook persoonlike gebede. Kom bid hier in die kerk. Al sit hierdie plek net vol huigelaars waar jy kyk. Bid by die huisaltaar. Al is daar skaars brood op die tafel. Bid langs jou bed. Al het jy dit soveel keer gedoen, al doen jy dit vir 400 jaar. God hoor. Herinner God aan sy beloftes. Bid in die taal van sy verbond, sonder ophou. Hemelse Vader, hierdie pyn is meer as wat ek kan verduur. Gee my tog genesing, gee my uitkoms, sodat ek saam met die ander heiliges U weer kan loof en prys. Here, as U tog wil gee dat my seun op die regte pad kom. Gee tog dat ek in alle opsigte vir hom 'n voorbeeld in die geloof sal wees. Red tog hierdie huwelik, o Here. Ek weet, dit is maar 'n flou afskynsel van Christus se huwelik met sy kerk, maar dis nogtans 'n afskynsel. Here, laat tog U Gees in my onbekeerde broer se hart werk. Hy dra tog die teken van die verbond op sy hoof. En U het beloof, U het tog beloof, en U laat vaar nie die werke van die hande nie, nooit nie. Die Here wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid vir die werking van die Heilige Gees. Ons bid dat ons nie sal ophou bid daarvoor nie. En dat U deur die Heilige Gees vir ons verligting sal bring. Verligting op dit wat ons situasie is, verligting op dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het, verligting om te sien hoeveel van U raadsplan alreeds in voltrekking gegaan het in hierdie wêreld. En ons bid dat U ons geloofsmoed sal gee om aan te hou bid. Ons weet ons gebede is onvolkome, onvolmaak, en ons weet ook, en ons neem ontsaglike troos daaruit, dat daar 'n engel is met wierookbak wat daardie reukwerk by ons gebede voeg om dit vir U aangenaam te maak, dit wat kom van die brandofferaltaar af. Genadige God en Hemelse Vader, dan bid ons, soos die kerk van alle eeue, bid ons Maranatha, dat U Seun Jesus Christus mag kom, dat hy gou mag kom. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 38. Psalm 38, die 8ste en die 17de vers. Here, U weet hoe hart en sinne staan daar binne, as ek worstel in my leed, en voor U is my sigte en sorge nie verborge, daar U alles sien en weet. Psalm 38 vers 8 en 17.
Ontvang nou die seën van die Here. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en julle grondves. Amen.